Goeiedag julle almal. Vandag gesels ons bietjie oor die twee poorte. Ja, eers het ons die 4 wagte van die mond gebruik om te keer wat by ons mond uitkom, maar hulle is moeg. Daarom is daar nou 2 poorte bygesit vir die 4 wagte. Die 2 poorte, hoe om die 4 wagte van die mond ruskans te gee. Ons almal is geestelike bouers. Ons bou nie net aan wat ons van ander mense hoor nie, maar ook aan wat diep binne in ons eie harte begin. Voorheen het ons veral by die poort van die mond probeer waghou. Daar het die 4 geestelike wagte gestaan: waarheid, liefde, noodsaaklikheid en wysheid. Maar die wagte van die mond raak moeg wanneer elke gedagte eers tot by die lippe toegelaat word. Te veel woorde glip deur. Te veel woorde maak seer. Daarom moet ons leer om vroeër te waak, nie net by die mond nie, maar alreeds by die hart. Nou die sin wat diep in my eie hart insny, is die volgende: voordat iets by my mond uitkom, het daardie gedagte reeds binne in my hart ontstaan. En dit is vandag die nuwe les. Om nie eers te begin dink wanneer die woorde al by die mond staan nie, al het hulle nog nie uitgekom nie, maar om die gedagte te toets terwyl dit nog klein in die hart is. Ja, in Jesus se klaskamer leer ons om by die eerste poort wakker te wees, want die eksamen kom dikwels wanneer druk, seer kry, frustrasie so onverwags voor ons gaan staan, nê? Die ou manier het net een poort. En vir jare het ons veral by die mond se poort gewaak. Daar staan die 4 wagte en hulle het al baie keer hard moes keer. Onthou ons nog hulle name? Die eerste wag was waarheid. Is dit waar wat ek nou gaan sê? Dra ek dit in liefde oor? Die tweede wag was liefde. Is dit liefde op die manier hoe ek dit oordra? En die derde wag was noodsaaklikheid. Is dit nodig om iets nou te sê? Die vierde wag was wysheid. Is dit wys om dit nou te sê? Maar as elke gedagte eers tot by die mond storm, moet die wagte voortdurend baklei. Hulle kry nie rus nie. Ons waarsku mekaar steeds oor woorde, maar die hart waar die woorde begin, bly te dikwels onbewaak. En daarom wys Jesus ons op 'n dieper manier. Daar is nie net een poort nie, daar is 2 poorte. En nou die 2 poorte. En dit is die nuwe gedagte. Dink aan 'n ou stad met poorte waar mense in en uit gaan, né? As die vyand eers binne in die stad is, dan is die geveg baie moeiliker. Daarom moet die wagwerk so vroeg as moontlik begin. Die eerste poort is by die hart. Dit is waar 'n gedagte begin. Matteus 12:34 sê: uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die mond is nie die fabriek nie, die hart is die fabriek. En die tweede poort is dan by my mond. Dit is waar die 4 wagte die woorde toets, voordat hulle uitgespreek word. Die wyse pad is om reeds by die eerste poort te gaan staan. Wanneer 'n gedagte nog klein is, dan vra jy daardie gedagte sag en eerlik: waar kom jy vandaan? Kom jy uit vrees, bitterheid, trots, of kom jy dalk uit vrede, waarheid en liefde? As die gedagte uit vrees, bitterheid of trots kom, laat dit daar. Moenie dit verder laat deurgaan nie. Moenie laat dit by daardie wagte by die poort, by die hart laat verbygaan nie. Moenie dit eers tot by die mond laat stap nie. Ja, dan hoe waarheid, liefde, noodsaaklikheid en wysheid nie so hard te beklei nie, dan kry die wagte ruskans. Nou, hier's 4 punte wat ek julle nou gaan gee. Hoe oefen ek dit? Nommer 1. Vang die gedagte by die eerste poort, die hart. Die eerste stap is om raak te sien wat binne in jou gebeur,
voordat jy praat. Dikwels dink ons eers aan die woorde wanneer hulle al amper uit is, en dan is dit moeilik om hulle terug te hou. Daarom oefen ons om stadiger te word. Wanneer 'n gedagte opkom, veral 'n gedagte wat sterk, kwaad, seergemaak, bang of verdedigend voel, stop vir 'n oomblik. Moenie dadelik praat nie. Hou die gedagte as ware vir 'n paar sekondes by die poort van jou hart vas. En vra rustig, waar kom hierdie gedagte vandaan? Kom dit uit liefde, waarheid en vrede, of kom dit uit seerkry, vrees, bitterheid of trots? Hierdie klein pouse gee die Here ruimte om jou hart te wys voordat jou mond oopgaan. Ek wil tog dit net herhaal. Hierdie klein pouse daar by die poort by jou hart, hierdie klein pouse gee die Here ruimte om jou hart te wys voordat jou mond oopgaan. Dan die tweede punt. Laat die vuurwagte vroeg fluister. Die vuurwagte hoef nie eers by die mond te skree nie. Hulle kan reeds by die hart begin fluister, terwyl die gedagte nog binne in jou is. Laat waarheid vra, is dit regtig waar? Of vul ek self die dele in? Laat liefde vra, gaan hierdie gedagte my help om met genade en liefde te praat, of gaan dit iemand net afbreek? Ja, laat noodsaaklikheid vra, moet dit nou gesê word of kan dit wag? En laat wysheid dan vra, is hierdie die regte tyd om iets te sê, die regte toon en die regte manier? Wanneer jy so oefen, word die wagte nie die laaste minuut noodremme nie. Hulle word vroeë raadgewers wat jou help om die gedagte te onderskei voordat dit 'n woord word. En in die derde plek, laat los wat nie deur die eerste poort behoort te gaan nie. Daai poort by die hart. Party gedagtes hoef nie verbeter te word nie, hulle moet gelos word. As jy agterkom 'n gedagte kom uit trots, bitterheid, jaloesie, vrees, kwaadheid of wraak, moenie dit voer nie, man. Dit gaan jou duur te staan kom. Moenie dit oor en oor in jou kop oefen nie. Moenie dit mooier probeer laat klink, sodat dit aanvaarbaar voel nie. Bring dit eerlik na die Here toe en sê, Here, hierdie gedagte behoort nie verder te gaan nie. Help my om dit hier te los by die eerste poort. Soms beteken dit jy bly stil. Soms beteken dit jy praat eers later, wanneer jou hart rustiger is. Soms beteken dit jy sê iets eenvoudiger en sagter as wat jy eers wou sê. Die doel is nie om alles te sluk en voor te gee jy is reg nie. Die doel is nie 'n ongesonde gedagte tot by jou mond te dra en dan eers te probeer keer nie. Die doel is om die Heilige Gees die kans te gee, daar by die poort van jou hart, om hom kans te gee om met jou te praat. En in die vierde plek en baie kort, gewoonlik sal jy agterkom as jy dan stil bly as iemand iets vir jou sê en jy kyk na hom, dan sal hy jou vra, hoekom praat jy nie met my, hoekom antwoord jy my nie? Dan kan jy net dit sê, ek hoor jou. As iemand jou vra hoekom jy stil bly, sê net eenvoudig, ek hoor jou. Gee my net 'n oomblik. Dit wys, ek ignoreer jou nie. Ek dink net eers, ek gee die Heilige Gees kans om dinge binne in my hart te formuleer, voordat dit by die wagte van die mond verbykom. Hoekom werk dit? Dit werk omdat Jesus ons nie net leer om ons woorde te beheer nie. Hy leer ons om ons harte te bewaak. Dis wat hy doen. In sy klaskamer leer ons deur die woord en gees. Daar kry ons tyd om te oefen, te onderskei en weer te probeer. Maar in die eksamenlokaal, wanneer druk, teleurstelling of konflik skielik voor ons kom staan, kom daar dikwels uit die mond wat reeds in die hart toegelaat is. Daarom is die eerste poort so belangrik. As ons daar leer waak, is ons beter gereed wanneer die eksamen kom. Ons sluit af met 'n gebed. Here, U ken my hart voordat my mond
oopgaan. U weet waar elke gedagte begin. Leer my om by die eerste poort te waak, die hart, sodat my woorde nie eers by die tweede poort gestuit hoef te word nie, Here. Laat waarheid, liefde, noodsaaklikheid en wysheid reeds diep in my hart wag staan. Was my vandag opnuut. Here, was my hart opnuut, ook my gedagtes. Gee my 'n hart wat U vrede dra en 'n mond wat U liefde wys, sodat U en U alleen, o Here onse God, verheerlik mag word. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Van woedende vuur, Here, sit te wag voor my mond, maak elke woord in liefde gesond. Laat ek nie spreek uit trots of pyn, maar laat my stem 'n ligstraal wees. Tem my tong, o Here, tem my tong. Laat waarheid sag uit my hart weer klink. Laat seën vloei waar bitterheid was. Laat genade groei uit elke sin. Hoe kan ek U loof, my Vader en God, maar mense verklei neer met dieselfde mond. Hulle dra U beeld deur U gemaak, elke siel deur U liefde aangeraak. Seën en vloek hoort nie saam nie, uit een fontein nie, uit een raam. Laat my woorde soos helder water vloei, waar moedelose harte weer kan groei. Wanneer ek kwaad is, leer my om stil te bly. Wanneer ek gewond is, genees eers vir my. Wanneer ek wil oordeel, wys my die kruis waar genade my naam met liefde omvou. Geen woord kan terugkeer wanneer dit eers vlug nie. Geen vlam kan ontbrand waar liefde dit blus nie. Tem my tong, o Here, tem my tong. Laat waarheid sterk, maar liefde vol klink. Laat seën vloei waar vervloeking was. Laat vrede moon in elke sin. Tem my tong, o Here, hou my naby. Want woorde kan doodmaak en woorde maak vry. Laat dieselfde mond wat U naam besing, U liefde en lewe na almal brand. Laat my woorde genees, laat my woorde vergewe, laat my woorde U eer, laat my woorde lewe. Geen klein vuur van haat, geen dode leuke, maar 'n mond vol genade, deur U Gees gerig. Here, sit te wag voor my mond, laat elke woord in liefde begin.